Madeleine hier mensies, en welkom terug by Slaapstories vir grootmense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig gaan wegdryf slaapland toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons, en sondagaande wissel ons tussen Mas Koekemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en nou en dan ietsie anders. Of dit nou 'n lekker spookstorie is, of 'n verhaal uit die verlede, of 'n lekker storie geskryf deur een van ons eie mensies. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe, en op Spotify onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Vanaand sus Maggie Kloete ons na Droomland. Maggie is Ewald, die man agter die skerms by Slaapstories, die een wat sorg dat julle nie al die, kom ons noem dit snaakse geluide hoor nie, se moeder, en sy is ook een van ons getroue luisteraars. Geniet dit julle. Moord in die Klein Karoo, deur Maggie Kloete. Die wind het daardie aand anders geklink. In die Klein Karoo was wind nie iets besonders nie. Dit het deur die dorings gefluit, oor die klippe geskuur en teen sinkdakke geklap soos 'n ongeduldige hand. Maar die wind het geklink asof dit iets probeer sê. Susan Piet van Vuren het dit eerste opgelet toe hy uit sy bakkie klim. Die grond onder sy stewels was hard en droog, en die maan het laag gehang, geel en vol, soos 'n oog wat alles sien. Hier is dit, het konstabel Jacobs gesê en na die plaashuis gewys. Die huis het alleen gestaan, omring deur niks anders as 'n draadheining en kilometers se stilte nie. 'n Enkele lig het in die kombuis gebrand. Wie het die lijk gekry, het Piet gevra. Die buurman, oom Koos, hy sê hy het kom kyk toe hy die honde hoor blaf. Piet het geknik. En die oorledene? Gerrit Smit, boer, 55. Die deur het gekraak toe hulle dit oopstoot. Binne het die lug swaar gehang, warm, stil, en met daardie onmiskenbare reuk van bloed. Gerrit Smit het op die kombuisvloer gelê. Sy oë was oop, na die plafon gerig, asof hy nog iets probeer uitmaak het toe die dood hom gekry het. 'n donker plas het onder hom versprei. Piet het gehurk en die wond ondersoek. Mes, het hy sag gesê. Naby, persoonlik. Dink jy dis roof, het Jacobs gevra. Piet het sy kop geskit. Nie in hierdie wêreld nie. Hier steel mense skape, nie lewens nie. Hy het stadig opgestaan en die vertrek bekyk. Niks was omgekeer nie. Geen tekens van 'n worsteling buite die onmiddellike area nie. Dit het amper rustig gelyk. Te rustig. Die volgende oggend het die son die waarheid begin bloot lê. Die Klein Karoo was nie 'n plek waar geheime lank weggesteek kon bly nie. Mense het mekaar geken. Hulle het geweet wie se kinders stout was, wie skuld gehad het en wie se huwelik op die rotse was. En almal het iets oor Gerrit Smit te sê gehad. Hy was 'n harde man, het oom Koos gesê, sy hoed in sy hande gedraai. Nie maklik om mee saam te leef nie. Het hy vyande gehad, het Piet gevra. Koos het gehuiwer. Nie openlik nie, maar mense praat. Van wat? Koos het nader geleun. Daar was stories oor sy vrou, dat sy hom wou los. Waar is sy nou? Weg. Sy 3 maande terug stad toe getrek, Oudtshoorn toe. Piet het notas gemaak. Naam? Anna.
Anna Smit het in 'n klein woonstel gewoon met vensters wat uitkyk oor niks besonders nie. Sy het die deur oopgemaak nog voor Piet kon klop. Ek het geweet julle gaan kom, het sy gesê. Sy was jonger as wat hy verwag het. Mooi, maar met oë wat te veel gesien het. Mevrou Smit, ex-vrou, het sy hom reg gehelp. Ons ondersoek Gerrit se dood. Ek ook, het sy gesê, amper fluisterend, al lankal. Piet het haar dopgehou. Wat bedoel jy? Sy het hom ingenooi. Die woonstel was netjies, amper te netjies, soos iemand wat probeer beheer terugkry oor iets wat lankal verlore is. Hy was nie 'n goeie man nie, het sy begin. Hy het my beheer, my bang gemaak. Het hy jou aangerand? Sy het nie geantwoord nie. Sy het net na haar hande gekyk. Wanneer het jy hom laas gesien? 3 maande gelede, toe ek weg is. En sedertdien? Niks. En gisteraand? Sy het vinnig opgekyk. Ek was hier. Kan iemand dit bevestig? Nie regtig nie. Piet het 'n oomblik stil gebly. Het hy iemand gehad wat hom sou wou seermaak? Anna het bitter gelag. Jy vra die verkeerde vraag, sergeant. Die regte vraag is, wie sou hom nie wou seermaak nie? Terug op die plaas het iets vir Piet begin pla. Dit was nie net die stilte nie. Dit was iets in die rangskikking van dinge. Die manier waarop 'n stoel effens uit plek was. Die skoon mesrak teen die muur. Hy het nader gestap. Jacobs, het hy geroep, kom kyk hier. Een plek op die rak was leeg. Die moordwapen, het Jacobs gevra. Waarskynlik. Maar hoekom dit vat, as dit sommer hier was? Piet het nie geantwoord nie. Hy het net weer na die vloer gekyk, na die bloed, en toe na die deur. Hy het die persoon geken, het hy uiteindelik gesê. Hy het hulle ingelaat. Daar was geen geforseerde toegang nie. Familie, het Jacobs gevra. Of iemand wat hy vertrou het. Later daardie dag het hulle nog 'n naam gekry. Daniel. Dis die plaaswerker, het oom Koos gesê. Werk al jare vir Gerrit. Waar is hy nou? Koos het sy kop geskud. Niemand weet nie. Hy het verdwyn. Hulle het Daniel se kamer agter die skuur deursoek. Dit was eenvoudig. 'n bed, 'n kas, 'n paar klere en 'n foto. Piet het dit opgetel. Dit was oud, effens vergeel. Op die foto was Anna en langs haar Daniel. Hulle het gelag. Dis nie net 'n werker nie, het Piet gesê. Jacobs het gefluit. Dis moeilikheid. Anna het dit nie probeer ontken nie. Ja, het sy gesê. Ek en Daniel, ons was saam. En Gerrit het uitgevind. Hy het altyd alles uitgevind. Wat het toe gebeur? Sy het haar oë toegemaak. Hy het vir Daniel gedreig, gesê hy sal hom doodmaak as hy ooit weer naby my kom. En jou? Hy het gesê ek behoort aan hom. Piet het stadig geknik. Waar is Daniel nou? Ek weet nie. Jy verwag ek moet dit glo. Sy het hom reguit aangekyk. Ek hoop jy doen. Daardie aand het die wind weer begin waai. Piet het buite die plaashuis gestaan en oor die donker veld gekyk. Iets het nie geklop nie. Die storie was te eenvoudig. Jaloerse man, verbode liefde, wraak. Iets het ontbreek. Toe hoor hy dit. 'n geluid, sag, van die skuur af. Hy het sy flits gegryp en nader beweeg. Die deur was effens oop. Daniel, het hy geroep. Geen antwoord nie.
Hy het binne gestap, en daar in die hoek het iemand gesit. Daniel. Sy oë was wild, sy gesig vuil, sy hande bebloed. Dis verby, het Piet gesê. Daniel het begin lag. Nie hard nie, 'n gebreekte, stil lag. Jy verstaan nie, het hy gesê. Verduidelik dan. Daniel het stadig opgestaan. Hy sou haar nooit gelos het nie. Nooit. Toe maak jy hom dood. Ja, het hy gesê. Maar nie net vir haar nie. Piet het sy wenkbraue gelig. Wat bedoel jy? Daniel het hom aangekyk. En vir die eerste keer was daar geen waansin in sy oë nie. Net moegheid. Vir almal van ons. Die waarheid het stadig uitgekom soos water uit droë grond. Gerrit was meer as net 'n harde man. Hy was wreed. Teenoor sy werkers, teenoor sy vrou, teenoor enige iemand wat nie aan sy standaarde voldoen het nie. Hy het mense gebreek, het Daniel gesê. Stukkie vir stukkie. En jy het besluit om dit te stop? Ek moes. Piet het hom lank aangekyk. Jy weet wat dit beteken, het hy gevra. Daniel het geknik. Ja. Toe hulle hom wegneem het die son begin opkom. Die klein Karoo het weer stil geword. Die wind het gaan lê, asof dit uiteindelik klaar gepraat het. Piet het by sy bakkie gestaan en teruggekyk na die plaashuis. Dink jy dit was reg? Het Jacobs gevra. Piet het nie dadelik geantwoord nie. Reg, het hy uiteindelik gesê. Nee, hy het die deur oopgemaak, maar ek verstaan dit. En iewers, ver oor die dorings en klippe, het die wind weer begin fluister. Geskryf deur Maggie Kloete. Voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.